die kerkjaar vier ons die opstanding van Jesus Christus. En dan sê ons vir mekaar dat Jesus Christus lewe. En ons het vreugde en blydskap daaroor. Ons lees daar in 1 Korintiërs 15, vanaf vers 1 tot en met 11, van hierdie lewende woord van Jesus Christus. Hierdie Jesus Christus wat lewe. Daardie teksgedeelte sê vir ons, elke keer wanneer ons hierdie woord van God oopmaak en dit lees, dan word dit lewendig. Elke keer wanneer ons hierdie woord van God oopmaak en dit voorlees aan iemand, dan word hierdie woord van God lewendig. Elke keer wanneer ons hierdie woord van God aan iemand gaan verkondig, word dit lewendig. Maar soveel meer besef ons eintlik dat dit nie ons is wat iets lewendig maak nie. Dat dit nie lewendig word deur ons nie, maar dat dit lewendig is omdat Jesus Christus opgestaan het en omdat Jesus Christus lewe. Maar elke keer wanneer ons dit oopmaak, is dit lewendig vir ons. Is dit daardie ontmoeting vir ons wat ons terugneem om te sê, Jesus Christus lewe. Hierdie lewe wat ons vandag aanpak, doen ons onder leiding van die Gees. Doen ons met die woord van God wat ons lei op hierdie regte wyse. En dan is ons dankbaar dat hierdie woord van God nie net iets is wat oud is en toe is en in die boeke staan nie, maar dat dit elke dag lewendig word in ons lewe. Lewendig is in ons lewe en dat ons dit kan uitleef aan die wêreld. Dan besef ons, die enigste ding wat werklik lewe in ons huise, in ons lewens, is die woord van God. Want dit lewe op soveel meer plekke as wat ons self kan indink. Mag jy besef dat die woord van God lewendig is ook vir jou. En mag jy hierdie woord wat reeds lewendig is, gaan uitleef aan die wêreld. Vandag wanneer jy die woord van God iewers hoor, iewers lees, iewers raak sien, onthou dat dit daardie ontmoeting is met ons lewende God, want hy het opgestaan en vir ons lewe kom gee.